Welkom by Ligland. My naam is Storiebeer en oor die volgende paar weke gaan ons saam die mense van Ligland ontdek. Luister lekker saam. Methuselah, die man wat 969 jaar oud geword het. Methuselah het 969 jaar gelewe. Hoor dit weer, 969. As jy nou 10 jaar oud is, moes jy jou lewe nog 99 keer oorleef om by hom uit te kom. Dit is hoe oud hierdie man was. Maar die storie begin nie by sy dood nie. Dit begin by sy pa. Methuselah se pa was Henog, en Henog was nie 'n gewone mens nie. Hy het so naby aan God geloop, elke dag, dat die mense in sy dorp gemompel het. Henog lyk asof hy met iemand gesels wat ons nie ken nie. Maar eendag was Henog net weg. Nie dood nie, net weg. God het hom saamgevat, soos wanneer jou beste vriend jou hand gryp en sê, kom, loop saam met my. Klein Methuselah was skielik sonder 'n pa. Hy was 60 jaar oud, wat in daardie tyd nog jonk was, amper soos 'n tiener. Sy hart het seer gekry op 'n manier wat woorde nie kan verduidelik nie. Want hoe mis jy iemand wat jy nie eers kan begrawe nie? Maar Methuselah het iets gedoen wat min mense kan. Hy het aangehou lewe. Hy het kinders grootgemaak, hy het kleinseuns en agterkleinkinders gesien. En hy het so lank geleef dat hy dalk vergeet het om te tel hoeveel mense daar deel van sy familie is. Stel jou voor, Methuselah sit op 'n klip buite sy huis. Die son sak stadig agter die berge en sy vel is gerimpel soos 'n ou skilpad se nek. Sy hande, groot taai hande, wat al so baie gedra het, rus op sy knieë. En 'n klein seentjie kom nader, sy agterkleinkind. Of is dit sy groot agterkleinkind? Hy is nie meer seker nie. Die seentjie staar op na hom met groot ronde oë. Oupa, sê hy, is dit waar dat jy hulle vloed gesien het? En Methuselah se oë, steeds helder, steeds vol lewe, glinster. Nee, nog nie, dink hy, maar binnekort, want Methuselah se kleinseun was Noag, en Noag bou 'n groot boot, een wat die hele wêreld se water sou trotseer. En God het gewag. Solank Methuselah geleef het, het die reën nie geval nie. Asof God gesê het, ek gee die wêreld nog 'n bietjie tyd. Net 'n bietjie langer. Maar die jaar wat Methuselah gesterf het, daardie selfde jaar, het die wolke begin saamtrek. Donker, swaar en sonder ophou. En die reën het geval, die waters het gestyg, en Noag se groot ark het begin dryf. God se geduld was lank soos Methuselah se lewe, en sy genade is nog langer. Die volgende keer as iemand vir jou sê, God het van jou vergeet, onthou die man wat 969 jaar gelewe het, terwyl God geduldig gewag het vir die regte oomblik. Hy wag ook vir jou. Fluit, fluit, my storie is uit.